Matteus 28:19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Liewe Here, mag U hand van bewaring asseblief nou op ons rus. Mag ons asseblief hoor wat U spreek tot ons harte deur die werking van die Heilige Gees. Mag dit so wees dat U verheerlik word, asseblief. Dat ek nie in die pad van die boodskap kom nie, maar mag U woord duidelik spreek tot elke hart. In Jesus naam, amen. Sit gerus. As ons 'n titel vir die boodskap kan gee, dan kan ons dit noem die groot teleurstelling. Die groot teleurstelling. So, hierdie week wat verby was, toe was daar groot opspraakwekkende gebeure wat sou gebeur het, en daar is baie mense wat skoon op hol gejaag is oor koerantberigte wat die ronde gedoen het en video's wat die ronde gedoen het om te sê dat die 23 September is die einde van alles. En uit die aard van die saak, dan was daar 'n geweldige groot teleurstelling wat plaasgevind het van dit wat mense gehoop het gaan gebeur, gedink het gaan gebeur, dit het toe nie gebeur nie. En as mens hom aansit, dan werk hy gewoonlik beter. So, daar was goeie vooruitsigte vir mense aan die hand van hierdie. Hulle sou graag wou gehad het dat dit moes gebeur. Dit het oortuigend geklink en ongelukkig dan was dit net tot van niks het daarvan gekom nie. En ek gaan net noem, daar is dit, Jonathan, jy gaan vir my moet aanhelp met hierdie ding, hy wil nie aanskuif nie. As jy sal aanstap asseblief. So, julle het gehoor van wat plaasgevind het, en hierdie is nie die eerste keer wat dit sou gebeur het nie. Dis nie die eerste keer wat sulke beloftes gemaak is nie, wat net nooit plaasgevind het nie. En dit klink oortuigend. Mense wil graag hê dit moet gebeur, maar daar's 'n paar vrae wat 'n mens jouself moet afvra. Een van die bewyse wat gelewer was, daar's nou elektronika wat voorberei is, maar ek sien dat daar is 'n probleem daarmee, maar dis my skuld. Ek het hom daai ding ingesit. Dankie Etienne, jy slom maak het hy regkom. Dankie JT. Daar's 'n paar dinge wat saamgegaan het met hierdie. Daar is al vir jare is daar boeke wat geskryf is oor hierdie onderwerp, die sogenaamde Left Behind reeks. Daar is flieks wat al gemaak is van dit, minstens al 3 keer agter mekaar, 'n fliek, en dan sit hierdie groot Hollywood verskyning, vliegtye wat skielik val met die loods wat nie meer daarin is nie, en busse wat van die pad af gaan, en daar's net 'n netjies 'n hoop klere wat opgevou is wat daar so bly. Die skoene is so bymekaar, die klere is netjies opgevou, want God is 'n God van orde, word daar gesê. En is net chaos wat alles dan oorbly. En die wyse van hoe dit aangebied word is baie oortuigend, en die stories is so aangrypend, en mense is net van, ja, wonderlik, ons gaan die verdrukking gaan ons vryspring, want God is lief vir ons. Hy sal nie toelaat dat sy kerk deur ietsie gaan soos dit nie. Daar's net 'n paar maars wat 'n mens moet insit in dit. Maar, daar's 'n groot maar. Voordat ek kom by daai maar, een van die bewyse wat gegee was, is dat die rede hoekom dit op die 23 September gaan plaasvind. Een rede was, dit is wanneer die Joodse fees van trompette sou plaasvind. September 23 na 24. En dis waar, Rosh Hashanah het daai tyd dan plaasgevind. Die ander rede wat gegee was, is dat die fees van trompette word na verwys in die 23ste hoofstuk van Levitikus. En daar is 9 letters in Levitikus, daarom 9de maand, 23ste dag van die maand. Ek weet nie of julle wie daai verduideliking gehoor, kan ek net gou die hande sien? Ek is so 'n paar. Wie het dit nog nooit gehoor van wat ek nou net gesê het nie? Nog nooit. Goed,
dis bog. Dis louter 'n bog, daai verduideliking. En die rede hoekom ek sê dis louter 'n bog is want al die feeste word na verwys in die 23ste hoofstuk van Levitikus. Hoekom is dit nou hierdie een spesifiek? Die ander ding is dat Levitikus het wel 9 letters in Afrikaans en hy het 9 letters in Engels, maar hy het 8 letters in Spaans. En hy het 5 letters in Hebreëus. So watter een is dit nou? Watter een van hierdie gaan dit nou wees? Dit is onsamehangend. Afgesien van dit, dan is daar 'n verdere maar wat ons kan sien. En dis Matteus 23. Ek het die skyfie eintlik voorberei vir die, maar ek het geen idee van waar wil hy nie werk nie. Too bad, so sad. Ek het sulke mooi prentjies vir julle voorberei vir die. Nou wil hy nie. Maar desnietenstaande, julle gaan nou moet staat maak op julle verbeelding en mag die woord dan net spreek tot ons harte. Die woord is altyd voldoende. Matteus 23. Dan sê dit baie duidelik. Ek is nou Matteus 23, 37, die einde van die hoofstuk. Matteus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Dit is die verduideliking wat dan gegee is vir die lot van Israel, omdat hulle nie ag geslaan het op wie Jesus werklik is nie. En ons kyk na dit en dan spring ons na Galasiërs toe. En Galasiërs, dan is daar 'n baie belangrike stelling wat gemaak word ten opsigte van diegene wat baie graag feeste wil hou. Galasiërs 1 vanaf vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Asof daar 'n ander boodskap skielik is wat 'n mens dan kan volg. Gaan gou na Galasiërs 3 vers 10. Galasiërs 3 vers 10. Almal wat uit die werke van die wet is, Galasiërs 3 vers 10, dankie Jonathan, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om dit te doen nie. So, hoe gaan dit wees dat ek nou hou 'n fees van hierdie en maar kan nie die res van die fees te hou nie en ek het ook, daar's ook nie 'n rooi koei met reinigingswater wat beskikbaar is nie. So, ek kan nie daai en nou begin dit om deur mekaar te raak. Hoe kan ek nou sê ek hou van hierdie gedeelte, ek gaan hierdie gedeelte van die wet gaan ek hou en ons heil in dit, maar ek hou nie die res nie. Hierdie teksgedeelte sê, probeer om die wet te hou, dan moet jy maar alles hou. Alles, te lot. Maar ons weet ons gaan dit nie kan regkry nie. In Galasiërs 3 vers 11 maak die punt dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. So om 'n Joodse fees te begin hou, is nie 'n opsie vir verlossing nie. Dit is nie. Nie volgens my opinie nie, volgens dit wat die Bybel sê. Daar's 'n ander maar egter wat hierso ter sake is van hoekom ons dit nou sê soos die, as ons teruggaan na Matteus 24, Matteus 24:36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. So ons gaan nooit kan sê, okay, dis daai dag. Die woord is baie duidelik. Jy kan nie by daai ding verbykom nie. Daar's 'n verdere maar wat ons kan sien in die, en as ons kyk in Lukas 17, die verdere maar ten opsigte van die hele wegraping argument is die volgende. Ek is nou in Lukas 17 en ek is amper daarso. Hierso. Lukas 17 vanaf vers 24. Soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Vers 26.
En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die Mens. Hulle het geëet en gedrink, getrou en is in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed gekom en almal vernietig het. So jy's of in die ark en jy's lewendig, of jy's buite en jy's dood. Dis dit. Daar is nie 'n groepie mense wat op die aarde gaan oorbly, waar die Christene almal weg is en hierdie groepie bly oor en hulle moet ewe skielik, wat het gebeur? Dis wat die wegraping teorie sê. En dis vals. Die wegraping teorie val ook nie net op grond van, ek kan nie die tyd voorspel nie, dit val op grond van hierdie, dat jy's of hemel toe met die wederkoms, of jy's dood. Dit val ook op grond van die volgende gedeelte, vers 28, net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag van die koms van die Seun van die Mens. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die Mens geopenbaar word. Net so. Daar vlug Lot met sy dogters, sy vrou is al klaar, 'n soutpilaar. Wie oorleef in Sodom en Gomorra? Niemand nie. Niemand nie. So die wegraping teorie val daar. Dit val ook as mens kyk na wat in die Nuwe Testament geskryf is op die wyse daarvan, en daar gaan volgende week, dan sal daar meer omvattend gepraat word oor dit uit tekste soos uit 1 Tessalonisense 4 byvoorbeeld en dies meer. Daar's 'n verdere rede van hoekom hierdie teorie sal val, en dit is waar dit vandaan kom. In die jaar 1545, toe was die sogenaamde konsilie van Trent gehou, en daar het 'n hervorming, die teenhervorming was toe van stapel gestuur, waar die katholieke kerk op daai stadium gesê het, maar ons kan nie toelaat dat al die hervormers sê, aha, die paus is die pausdom, nie die individu nie, maar die instansie, die amp daarvan. Dit is die antichrist. Ons moet die aandag afkry van hierdie op een of ander manier. Goed, en 'n man met die naam van Francisco Ribera kom toe met die idee, goed, ek gaan die 70ste week van die boek van Daniël gaan ek vat en ek gaan dit ver in die toekoms insit. So die 69 weke van Daniël loop, maar daai ander week is baie ver in die toekoms. Daar's 'n toekomstige antichrist. Op daai stadium gaan dit plaasvind. Al die Jode gaan op daai stadium tot bekere word, na die wegraping plaasvind, en hierdie maak staat op 'n verkeerde vertaling van die woord in 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daar's nie 'n skyfie vir dit nie. Ek gaan net gou sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die woord uit die Latynse Bybel is rapiemur, en uit daai kom wegraping, rapture, dis waar dit vandaan kom. En daar's ouens wat, genaamd John Nelson Darby was die een, en die ander bron was die Schofield verwysingsbybel. Uit dit uit, toe skielik, toe gaan dit oralster, en mense begin om te sê, maar dis wat gaan gebeur, maar hoekom maak ons staat, vraagie, hoekom maak ons staat op 'n produk van die teenhervorming? Hoekom is ons besig om te sê, okay nee goed, ek sal daai nou glo? Natuurlik kan ons nie. Dis nie vir 'n oomblik is dit moontlik vir iets om te doen nie. En ek sê nie dat enigiemand hier glo in die wegraping nie. Wat ek besig is om te sê, dat in die wêreld dan word dit aangehang, soos wat ons nou gesien het. Dis egter nie die enigste groot teleurstelling wat plaasgevind het nie. Daar was 'n ander groot teleurstelling wat ook plaasgevind het. En daai groot teleurstelling het plaasgevind op die 22ste Oktober 1844. Daar was 'n ander datum wat voor daai gestel was, maar toe het hulle weer gaan kyk na die datums en het gesê 22 Oktober 1844. Dit is die dag wanneer die volgende vers tot vervulling gaan kom. En daai vers is Daniël 8 vers 14. Tot 2300 aande en môres dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Met die gedagte dat die aarde
is die heiligdom en alles gaan dan herstel word na daai. Dan word daar gekyk na die wiskunde en dit was niks verkeerd met die wiskunde hoe dit uitgewerk is nie. En die feit van die saak is dat die tydduur wat ons kan sien in die Bybel is verstommend. En ons weet hierdie, ek hoef nie in detail hieroor te praat in hierdie gehoor met Daniël 9 van wat dit sê dat 490 jaar is gegee vir die Jode. Dis vir hulle en die laaste week van dit, hy sal met baie 'n sterk verbond. Hy sal met baie 'n sterk verbond sluit. Gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Daai is wat plaasgevind het met Jesus se aardse bediening. En julle ken dit. Jesus is gedoop op die jaar 27 na Christus, 3,5 jaar later, hou slagoffer en spysoffer op, want die lam van God het gesterf. Daar's geen rede meer om 'n offer te bring nie, want Jesus het reeds gesterf vir ons sondes. 3,5 jaar na daai datum, dan word die boodskap gestuur na die heidene. Want in hoofstuk 7 van Handelinge dan sien ons dat Stefanus word gestenig. En Paulus staan daar so en hy keer hierdie vermoording toe en hy gaan uit en hy saai chaos. En in Handelinge 8 dan sien ons van hoe mense besig is om te vlug. En wat gebeur ook in Handelinge 8? Filippus kom in Samaria. En hy verkondig dan die boodskap vir hulle. En hy gaan 'n bietjie verder en hier word die boodskap verkondig vir die Ethiopiese hofdienaar. En die boodskap gaan soontoe en dit begin om versprei te word oralster. En in hoofstuk 9 dan kom Paulus kom tot bekering. En dit is hoekom die evangelie die hele wêreld vol is. So die datums was korrek wat uitgewerk wat Jesus se lewe betref. En daar's 'n verdere gedeelte wat verstommend is as ons kyk na die datums. Daar is 1260 jaar binne dit wat verstaan word van die wegrapingsteorie, dan is die 1260 jaar of 1260 dae is 'n letterlike tydperk wat in die toekoms lê. Handpreek net gou vir 'n oombliekie. Werner, hoekom is jy besig om ons te vertel van hierdie goeters? Ek sal gou vir julle vertel. Ek was ten volle oortuig daarvan dat daar 'n wegraping gaan wees. Ek was ten volle oortuig daarvan dat daar 'n dag wees wat totale chaos op die aarde gaan losbars. En dan gaan hierdie tydperke, soos wat nou hierdie futuristiese tydperke gaan alles plaasvind. Ek het die Left Behind reeks, het ek gelees, strepe daarvan. Ek het nie die flieks gesien nie, maar ek het die boeke gelees en ek het gedink, wonderlik, fantasties. Totdat iemand vir my eintlik gesê het jy mooi gelees? Het jy mooi gelees van wat dit sê? Kom ek gaan saam met jou, en stappie vir stappie, dan gaan ons deur dit. So toe ek die eerste keer gehoor het van die 1260 dae, wat dan 1260 jaar is, en die verduideliking van dit is baie duidelik, in Esegiel 4, dan word dit verduidelik, dat die Here gee profesie, en ek lees in Esegiel 4, vers 5, ek lê jou die jare van hulle ongeregtigheid op, volgens die getal dae. 'n dag is 'n profesie vir 'n jaar. 'n profetiese dag word 'n letterlike jaar. Nou wanneer het daar 1260 jaar wat profetiese vervulling kry, waar sien ons dit? Waar sien ons dit? En ek het vir julle 'n sketsie daar so agter, Jonathan, as jy daai een vir my kan opspoor, die skets gou daar vir hulle kan die prentjie kan wys. Daar was 'n dag van waar 'n sekere keiser met die naam van, daar was 'n keiser met die naam van Justinianus. En hy het 'n generaal gehad met die naam van Belisarius. En Belisarius het die beleg van Rome het hy ontset.
in die jaar 538 na Christus. Daai dag was toe die dag wat dit moontlik was vir die biskop van Rome om gesag te hê orals. Dis nie daai een nie, dit is nie daai skets nie, daar is soos een verder aan, dis 'n foto, dis 'n foto met die syfer 538 wat so in die hoek daarvan sit. Dit daar sê, baie dankie. So ek sal begin met die eerste een, 533, dis 533 na Christus. Die man op die linkerkant bo, daai kant, julle regterkant, my linkerkant, daai kant bo, dit is keiser Justinianus. In die jaar 533 na Christus, dan sê hy, dat die biskop van Rome is die hoof van al die kerke binne in my ryk, en hy was die keiser van die ganse Romeinse ryk. 533 na Christus, 1260 jaar later, wat gebeur? Word Christendom afgeskaf. So in 533 word dit opgestel, in 1793 word dit afgeskaf in die Franse revolusie. En hulle kroon vir 'n vrou, sy was 'n sangeres, danser van een of ander beskrywing, so 'n kroon op haar kop, dra vir haar deur die strate, die president van die republiek omhels vir haar en hy sê, ons aanbid die godin van rede, Christendom is weg. 1260 jaar later. En dit wat daai dag plaasgevind het toegelaat vir wat daarna plaasgevind het, 5 jaar later, in die jaar 538 na Christus, toe die ander man wat Belisarius is, wat Justinianus se generaal, hy het toe die beleg van Rome, het hy ontset, en hy het dan toegelaat dat die biskop van Rome eintlik daai mag kon uitvoer. En 1260 jaar later is daar 'n ander generaal van 'n ander keiser, hierdie keer se naam Berthier, en hy neem vir die paus in hegtenis. So 538 kry die paus sy mag, is 1260 jaar later en word sy krag van hom weggeneem. En dan lees ons goeie soos die in die Bybel en dan is dit aangrypend, dan sê ons, maar kyk hoe waar is die woord. Kyk hoe fantasties is dit wat ons hierso vind. Dis aangrypend. Dis verstommend. Elke woord daarvan is waar. Maar daar's 'n volgende maar. Daar's 'n volgende maar. En daai maar is dat as ons weet van al hierdie dinge, en ek het nou net dis net die een klein tyd profesie wat ons aan gekyk het, as ons weet van al hierdie dinge, dit is geheel en al irrelevant. Irrelevant. As ek nie besig is om self met die Here 'n pad te stap nie. Daar's mense wat deur 'n geweldige teleurstelling gegaan het in die laaste tyd, en die manier van hoe dit gons op sosiale media, en van wat daar gesê word oor mense, en hoe mense swart gesmeer word oor wat plaasvind, dis verskriklik. En mense moet jouself afvra van wat is eintlik hier so aan die gang. En ek gaan vir julle gou vertel van hoekom dit irrelevant is. Daar is iemand anderster wat 'n geweldige teleurstelling deurgemaak het. En ons lees daarvan in Handelinge 9, en ek het vlugtig net melding gemaak daarvan. Daar was 'n ou met die naam van Saulus, wat dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, Handelinge 9 vers 1. En hy wil vir almal wat Christen is, wil hy arresteer. Hy wil vir hulle in die tronk stop. Manne, vroue, maak nie saak nie, skei die gesinne uitmekaar uit, maak dood, hy gaan net voort. En ek dink as hy iemand is wat 'n baie groot teleurstelling beleef het, dan was dit hy. Toe hy besef het van wat hy eintlik gedoen het aan God se mense, wat hy teen God gedoen het, en wat die Here vir hom sê, dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Hy besef wat gebeur. Ek kan nie indink van hoe dit moet voel as jy hierdie monument vir jouself gebou het. Sy reputasie van ek is die groot kampvegter vir die waarheid. En dan sien hy hoe dit net so in duie stort. Ek kan nie indink hoe dit voel nie. Ek kan nie indink hoe groot daai teleurstelling is nie.
Maar as 'n belofte wat die Here vir ons gee in sy woord, Romeine 8:28, dat vir die wat God liefhet, alle dinge werk ten goeie mee vir die wat volgens sy besluit geroep is. So selfs daai verskriklike goeders wat daar gebeur het, God gebruik dit. Maar hoe het dit eintlik tot uitvoering gekom? Paulus, het nie net in die niet, in afsondering reggekom nie. Waarheen was hy gestuur? Waarheen was Paulus gestuur? Hy is gestuur na die kerk van God. Hy was gestuur na die kerk van God, want dit word gesê, gaan, ek is in vers 11 van Handelinge 9, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid, en hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê dat hy weer kan sien. Saulus weet, ek moet soontoe gaan. En hy word deur 'n gelowige ontvang. Later was hy gehelp deur gelowiges om te ontsnap. Hy was in Damaskus, dit praat later daarvan, vers 19 was hy in Damaskus, vers 27, hy vrymoediglik is hy besig om te spreek, vers 25, die disippels het hom geneem in die nag, deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. Want die mense in Damaskus was nou nie op vir hierdie storie nie, maar dieselfde mense wat hy op pad was om hom dood te maak. Hulle het hulle self vir hom ontferm. Hulle het die risiko geneem om seker te maak, wag 'n bietjie, ek moet hierdie ou, hier's iets wat aan die gang is, ek moet vir hierdie ou beskerm. Hoekom? Ek weet hy wou vir my doodgemaak het, ek weet hy wou vir my seer gemaak het. Maar die Here het vir my gesê dat ek moet nou hierso help. Ananias neem sy lewe in sy hande, volgens hom. Hierdie ou maak hom al dood, nou wil u hê ek moet gaan na hom toe. Here, hoe dan nou? Maar dit is waar die tekkie die teer tref. Dis waar die tekkie die teer tref vir u en vir my. Want die vraag vir my is nie, weet ek dat die 3,5 jaar en die 42 maande en die 1260 jaar is daai is als dieselfde ding. Weet ek dat die Openbaring 11, dat die twee getuies van dit is eintlik, dis die Nuwe en die Ou Testament. Kan ek Daniël 11, kan ek uitlei en sê van dis Ptolemy en daai is Seleucus en dit is Cassander en dit is hoe al die konings teen mekaar afgespeel het en die insidente wat plaasgevind het en al wat nog vervul moet word en Daniël 11 is die laaste 4 verse. Dus wat help daai goed vir my as ek nie die gewilligheid in my hart het om dan te gaan sê, oké, Here, goed, ek sal doen wat U sê. Goed, ek sal gaan. Goed, ek sal gaan. Ek sal ek uitvoer, want ek stap dan 'n pad saam met die Here. Ek is 'n disipel. En ek hoor wat die Here vir my sê. En soos wat ek deur die lewe gaan, is ek besig om te getuig. Soos wat ek deur die lewe gaan, dan laat ek toe dat hy deur my werk. Dis wat dit veronderstel is om te wees. Dan wanneer iemand 'n geweldige teleurstelling het, net en dan kom hulle oor u pad. U word na hulle gestuur. En u gesels met hulle. Want wat sê dit in Handelinge 17? Wat het gebeur? Wat word gesê van die Bereane? Hulle het elke dag die skrifte bidend ondersoek of dit so was. Hulle was edelmoediger, Handelinge 17:11. Hulle was edelmoediger as die mense van Thessalonika. Hulle gaan soek eintlik, maar wat sê die woord? As ek 'n groot teleurstelling het in my lewe, wat doen ek? Ek gaan terug na die woord. Want die woord is dit wat my bemoedig. Die woord is dit wat vir my rigting gee. Die woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. En in Matteus 28, ek wil vir jy 'n ander spin gee op hierdie vers. Nie Werner se nuwe vrye vertaling nie, glad nie, maar soos wat dit oorspronklik bedoel was. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies
En ons verstaan, gaan dan heen op dieselfde manier wat ek nou gedoen het. Ek beduie so. Ek sê, gaan. Dis 'n bevel. Ok, goed. Alright, daar gaan ek. Nee, dis wat ons dink. Maar hierdie gedeelte van gaan dan heen is nie gegee in daai vorm in die Grieks nie. Dit sê nie, as jy hierdie lees, wat dit veronderstel is om te sê, terwyl jy gaan, maak disippels. Die maak disippels is die instruksie. Daai gedeelte is die instruksie. Gaan dan heen beteken dat terwyl jy besig is om te wandel, terwyl jy besig is om te werk, terwyl jy besig is om te doen wat jy normaalweg sal doen, terwyl jy hierdie goeders doen, maak disippels. En die beste manier om 'n disipel te maak is om 'n disipel te wees. En om 'n disipel te wees, wat is een van die beste maniere om te weet of iemand 'n disipel is? As hulle 'n groot teleurstelling het, stop my as ek verkeerd is. As hulle 'n groot teleurstelling in hulle lewe het, wat doen hulle daarmee? Stap hulle weg van Jesus af? Word hulle kwaad vir God? Nee, hulle keer terug na die skrif. Soos wat Saulus moes gedoen het, wat Paulus geword het. Soos wat die Millerite moes gedoen het. Die mense van al die verskillende kerkgenootskappe wat gereken het dat alles gaan eindig in die jaar 1844. Toe moes hulle weer gaan kyk het en dink van wat gaan eintlik hier so aan? 'n Studie van die woord het hulle gelei nader aan die Here. En wanneer u en ek in ons normale daaglikse wandel gekonfronteer word met 'n uitdaging, en ek gaan terug na die woord, gaan ek in staat wees om te kan getuig tot iemand anderster. Dan gaan ek in staat kan wees om te praat met iemand. Dan wanneer die Here vir my roep en sê, Werner, ek wil hê jy moet gaan praat met die persoon. Dan kan ek dit eintlik hoor. En dan kan die Heilige Gees my herinner aan die goeders wat ek moet sê. Ek het 'n interessante uitdaging wat hierdie week wat op my wag. Ek het 'n oom raak geloop by 'n so saamtrek gesprek ding wat gehou was by Morletta Kerk as deel van die 1700 jaar vieringe na die konsilie van Nicea. Okay, maar moenie worry oor die detail daarvan nie, maar die punt is dat ek ontmoet toe vir hierdie oom en hierdie dominee, en hy's verskriklik ontstel daaroor dat ek daar is, maar ek is 'n Adventis. Baie omgekrap. Maar jy glo die siele slaap. Jy's bewus daarvan. Jy verwerp die ewige straf. Ek sê, nee, ek verwerp nie die ewige straf nie. Ek verwerp nie die gedagte dat jy dan brand vir altyd en altyd en altyd en altyd. Maar ek het 'n gesprek wat ek moet hê met hom nou vir hierdie komende week. Right? Hoekom vertel ek hierdie vir julle? Want ek moet teruggaan na die woord toe daarso en ek moet daarso sê, goed, dis wat die skrif sê, dat ek seker is dat ek al my eentjies in 'n ry het, al my varkies is op hok, dat wanneer ek met hom gaan praat, dan kan ek vir hom gaan oortuig en vir hom sê, maar kyk wat sê die skrif, kyk wat sê die skrif, kyk wat sê die skrif, kyk wat sê die skrif. Ek het nie beplan om vir hom raak te loop nie. Ek het nie beplan dat die gesprek gaan plaasvind nie. En ek is verseker nie Ananias nie. Maar ek weet nie of hy dalk Paulus is nie. Dalk is hy 'n Paulus wat kollegas binne in 'n kerkgenootskap dan kan gaan raak en vir hulle oortuig en sê, maar wag 'n bietjie, ons moet tot ander insigte kom. En u ook, wie ook al ons is, oud, jonk, man, vrou, met baie werk, sonder werk, waar ook al ons is. Ons is gelowiges en ons maak staat op die woord en ons is disippels, wat beteken dat wanneer die Here sê, gaan, dan gaan ons. En net dalk, wil die Here vir u gebruik om 'n persoon te help in hulle groot teleurstelling wat hulle gehad het in hulle lewe.
Iemand wat net vir hulle 'n bietjie water kan bring waar hulle besig, die lewende water waar hulle besig is om te dooi van die dors. Hulle gaan dood van die honger en iemand bring net vir hulle 'n stukkie brood. Want is nie ek wat dit bewerk en is nie u wat dit bewerk nie, dis die Heilige Gees wat al hierdie doen. En my bede is dat ons elkeen instrumente in die Here se hand sal wees. 'n Antwoord vir iemand anderster se groot teleurstelling. Terwyl ons net deur die normale loop van alles gaan, 'n antwoord op gebed. Want die grootste teleurstelling van alles sal wees as ek nie gepraat het toe ek die kans gehad het nie. En ek word gevra, maar hoekom het jy geswyg? Mag ons dit nooit doen nie. En ons moenie so agter 'n ding skuil van, maar ek kan hierdie reg kry nie. Die Here werk met enige instrument. Hy kan met die kromste stok, dan kan hy 'n reguit hou slaan. Mag die Here vir u seën, soos wat u hom vertrou, en u 'n antwoord is op iemand se gebed, soos wat die Heilige Gees u gebruik. Amen.